En die Here seën ons vanoggend, genade, barmhartigheid en vrede word ryklik geskenk van God ons Vader en ons Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Dit is vir my regtig altyd 'n voorreg om te preek. Ek het nie hierdie geoefen nie, Christian. En dit is 'n besondere voorreg, maar vanoggend is dit vir my nog 'n groter voorreg, nog meer besonder. Om vir mense vir wie ons gebid het vir genesing, Christian vir jou, Tannie Minnie, Leonie, almal hier by ons te hê. God is groot. Ons moet net glo, dan het ons al die feit 95% gewen. Net glo. So, ja, dit is wonderlik om julle hier te hê en weer hier te sien as 'n geloofsfamilie. Ek gaan ons 'n stukkie lees uit 2 Samuel 15 vers 13 tot vers 23 en die klem gaan wees op vers 21. Ek gaan die 83 vertaling lees, maar julle sal sien ek sal baie uit die 2020 vertaling ook aanhalings maak, veral die hoofvers, die tema waar dit gaan nie die 2020 vertaling wees. Toe kom daar iemand by Dawid met die berig: die hele Israel is aan Absalom se kant. Dawid het sy hele hofhouding wat by hom in Jerusalem was beveel: maak klaar, laat ons vlug, want Absalom sal geen genade vir ons hê nie. Maak gou voordat hy ons dalk inhaal en 'n groot ramp ons tref, deurdat hy 'n bloedbad in hierdie stad aanbring. Hulle het die koning geantwoord: net soos die koning verkies, ons is gereed. Nadat hy 10 byvrouens agtergelaat het om die paleis op te pas, het die koning en sy hele hofhouding te voet gevlug. By die laaste huis het hulle gaan staan. Daar het hy al sy amptenare by hom laat verbygaan, so ook sy hele leiwag en al 600 man wat hom uit Gat gevolg het. Terwyl die mense voor die koning verbytrek, vra hy vir Itai, die man uit Gat: waarom gaan jy ook saam met ons? Jy's 'n uitlander en uit jou eie gebied verban. Jy het maar onlangs hier aangekom en nou maak ek jou dakloos as ek jou saam met ons laat gaan. Ek weet nie waar ek my sal bevind nie. Draai om en laat jou volksgenote ook omdraai. Dit is immers aan jou dat hulle trou en lojaliteit verskillig is. Itai sê toe vir die koning: ek verklaar voor die Here en voor u, ek bly by u, my koning, in lewe en in dood. Toe sê die koning: kom dan, maar saam. Itai die Gatiet en al die manne by hom is toe saam en so al die afhanklikes wat by hom was. Al die mense, al die inwoners van die stad het hardop geloop en huil. Die hele volk en die koning het deur Kedronspruit getrek en toe het die volk in die rigting van die woestyn koers ingekies. So die tema, vers 21, Itai sê toe vir die koning: ek verklaar voor die Here en voor u, ek bly by u, my koning, in lewe en in dood. Ek wil net 'n vinnige opsomming, net vinnig, Absalom, Dawid en Absalom gebeur het. Absalom was Dawid se derde seun van sy vrou Maaka. Die naam Absalom beteken letterlik vader van vrede. Hy het sy halfbroer vermoor omdat hy sy suster Tamar verkrag het, en daarna het hy gevlug en 3 jaar by sy ma gaan bly. Toe het die generaal van Dawid sy Absalom gaan haal. Absalom het hierdie voorkoms gehad en persoonlikheid besit, wat baie mense beïndruk het. Hy het die durf gehad om dinge aan te pak en deur te voer. En toe het hy begin steen werf tussen al die mense daar, en uit die koninkryk wat Dawid toe nou die koning was. So Absalom het daarin geslaag om baie mense na hom toe te trek, en hy het baie mense aan sy kant gebring. Hulle was ook bereid om saam met Absalom teen Dawid te beklei. Maar hier is die ding, jy sê altyd, hier is die ding. Nou, maar hier is die ding. Maar Absalom het ook van Dawid se tekortkoming gehad.
Dawid het ook gegryp wat nie aan hom behoort het nie. So het Absalom ook opgetree en sy pa se koninkryk gegryp en al sy pa se byvrouens gegryp. En dit sal later tot sy dood lei. In Samuel 2 vers 18 word breedvoerig beskryf hoe Absalom toe aan sy dood gekom het. Wat gebeur het? Iemand gaan vertel vir Dawid, Mariso, daar mense is besig om teen jou opstand te kom. Dawid vlug toe uit Jerusalem uit, omdat hy 'n goeie koning was, met 'n herdershart, wat altyd vir die belange van sy volgeling uitgekyk het, self toe hy in persoonlike onderdruk was. Dawid kies daar, toe hy uit die stad uitgetrek het, om sy koningskrap prys te gee, want hy wou 'n bloedvergieting, wou hy toe voorkom. Hy was nie bereid om teen sy eie mense oorlog te maak nie. Hy verlaat Jerusalem, saam met soldate wat aan hom getrou was, sy eie leiweg, Ittai en 600 soldate. Nou, as julle gehoor het, Ittai was 'n vreemdeling. Hy was 'n Filistyn. Vir hierdie mense wat aan Dawid se kant was hierdie gebeurtenis van wat Absalom gedoen het, baie traumaties vir sy volgelinge. Ons lees in Samuel 2 vers 15, Samuel 2 vers 23, al die inwoners van die stad het hardop geloop en huil. Maar hierdie krisis wat in Dawid se lewe gekom het, ons gaan deur baie krisisse, ons het die laaste tyd as 'n gemeenskap, as 'n geloofsfamilie deur geweldig baie krisisse gegaan. Het die geleentheid geskep aan mense om buitengewone lojaliteit te wys. 'n Mens vind soms lojaliteit by mense van wie jy die minste verwag. Dawid se eie mense wil hom doodmaak. En die Filistyn wat uit Ittai wat uit die stad Gat kom, bly lojaal aan Dawid. Nou hier's uit die 2020 vertaling, hoor hoe mooi stel die 2020 vertaling die tema vers, wat Ittai vir Dawid gesê het, so waar as die Here leef, en my Heer die koning leef, op die plek waar my Heer die koning is, of dit nou vir dood of vir lewe is, daar sal die dienaar beslis ook wees. Is dit nie mooi nie? Dit is heeltemal anders as wat in die 83 vertaling, dis hoekom ek die 2020 vertaling uitgehaal het. Dit is so treffend. Dit was 'n donker tyd in Dawid se lewe, en 'n donker tyd, toe Dawid niks gehad het nie, het Ittai se lig vir Dawid geskyn. Dese loyaliteit het Ittai gewys dat hy nie 'n opportunis was nie. Hy het niks verwag van Dawid nie. Maar hy sou later beloon word deur Dawid, dat hy later aangestel word as 'n oor die derde van Dawid se magte, en hy was deel daarvan toe Absalom verslaan is. Hier is 'n bewys dat jy as jy lojaal is teen iemand sonder om iets terug te verwag, sal jy 'n loon ontvang wat jy die minste verwag. Ek het laasweek ook oor Dawid, Dawid aangeraak. Dawid was 'n regverdige man. Hy was 'n man na God se hart. Nadat God vir Saul as koning verwyder het, het hy vir Dawid koning gemaak. Ons lees in Handelinge 13 vers 22, nadat God hom van sy ampt onthef het, het hy vir Dawid as koning oor hulle aangestel. Van hom het God gesê, ek het in Dawid 'n seun van Isaai, 'n man na my hart gevind. Hy sal al my opdragte uitvoer. Dawid het altyd God as sy rots en toevlugsoord gemaak. Hy het God ten volle vertrou. Hy was getrou en lojaal aan God. Daarom het hy keer op keer as 'n oorwinnaar uit die stryd getree. Dawid het hoeveel gevegte gehad en het altyd as 'n oorwinnaar uit die stryd getree. Want hoekom? Hy het God as sy rots gehad, sy vesting.
Toe Absalom teen hom opstaan, het hy nie teruggedeins nie. Hy het nie aan God begin twyfel nie. Nee, inteendeel. Hy het aan God loyaal gebly. En hy sou later die gevaar wat Absalom teen hom gehou het, sou hy later oorwin met God se hulp. Psalm 28 vers 7 skryf Dawid uit die 20-toring vertaling: Die Here is my krag en my skild, op hom vertrou my hart. Ja, ek het hulp ontvang en my hart jubel, met my lied wil ek hom prys. Reg deur die psalms en in Dawid se lewe kon ons sien dat Dawid aan God geglo het. Hy het aan niemand anders geglo, geen God behalwe God alleen nie. God was vir hom sy krag en sy skild. Psalm 28 vers 8, 2020 vertaling weer, skryf hy: Die Here is sy volk en krag. Hy is die toevlug van verlossing vir sy gesalfde. Hierdie woorde, en ook die temavers waaroor dit gaan, wat Dawid geuiter het, was nie net woorde nie. Hierdie woorde wat Ittai geuiter het, was bitter belangrik. In die tydperk voor Jesus se koms en die tydperk na Jesus se koms. Die woorde wat hy gesê het, betrekking tot op ons almal, van uit die Ou Testament uit, in die Nuwe Testament en tot in die ewigheid, daai wat hy geuiter het. Uit die 2020 vertaling, ek gaan net so 'n paar, ek het so 4, ek dink 4, ja, ek is nou nie seker, 5 dele uit die temavers gevat, en ek wil dit net so 'n bietjie bespreek. So waar as die Here leef. Hierdie eed roep die naam van Yahweh, die God van Israel aan. Wat Ittai se erkenning van die God van Israel as die ware God aandui. Die uitlating weerspieël die erns van Ittai se verbintenis en stem ooreen met die Bybelse tradisies om plegtige beloftes voor God af te lê. Ons sal onthou in die Ou Testament was dit 'n gebruik om plegtige eed voor God af te lê. Hierdie gedeelte verbind ook met die verbondstrouheid van God, wat ook 'n lewendige God is, wat sy aktiewe teenwoordigheid en betrokkenheid in die lewens van sy volk beklemtoon. Dit is presies nog vandag so. Dan die tweede punt, so waar as my Heer die koning leef. Hier erken Ittai Dawid se regmatige posisie as die koning, ten spyte van Absalom se rebellie. Hierdie woorde bevestig net weer Dawid se Godgegewe gesag, en dit weerspieël ook die Bybelse beginsels van respek en eerbiediging van God se gesalfde leiers, 'n tema wat regdeur die Ou Testament gesien word. Dan die derde punt, waar my Heer die koning ook al mag wees. Hier maak Ittai 'n loyaliteitsverklaring, onvoorwaardelik, en hy toon sy bereidwilligheid om Dawid te volg, ongeag die omstandighede. Ittai kon nie die veilige uitweg gekies het. Hy kon gevlug het, maar nee. Hy bly by Dawid. Hy het sy eie lewe vir Dawid gewaag. Buitengewone loyaliteit word gewys aan 'n persoon as jy niks van daai persoon, daar geen plig op jou is nie. Ittai was onder geen verpligtinge by Dawid nie. Hy was 'n vreemdeling. Hy is 'n Filistyn. Dawid het absoluut niks gehad om vir Ittai te gee nie. Nie eers 'n toekoms nie.
Die meeste mense het by Absalom gaan skaar, nie Itai nie. Daar was geen voordele vir hom nie. Hy het alles verloor. Ek glo persoonlik, hy moes vir sy lewe gevlug het as dit verkeerd gegaan het, wat daar gebeur het. In vandag se tyd weerspieël dit ook die idee van die disipelmakenskap en toewyding wat in die Nuwe Testament gevind word. Waar volgelinge van Christus geroep word om hulle kruis op te neem en hom te volg. In Matteus 16 vers 24 en 25 lees ons: Toe sê Jesus sy disippels: As iemand agter my wil aankom, moet hy homself verloon, sy kruis opneem en my volg. En dan vers 25: Want wie sy lewe wil behou, sal dit verloor. Maar wie sy lewe ter wille van my verloor, sal dit terugkry. Dan die 4de punt, of dit nou lewe of dood beteken. Hierdie uitlating van Itai strek tot die uiteindelike opoffering, wat herinner aan die loyaliteit en toewyding, wat hier van gelowiges verwag word. Watter beter voorbeeld is daar nie van Naomi en Rut nie? In Rut 1 vers 16 en 17 lees ons in die 2020 vertaling: Moet my nie probeer dwing om u te verlaat nie, of om van u af weg te gaan nie, want waar u gaan, sal ek gaan. Presies dieselfde woorde wat Itai vir Dawid gesê het. En waar u bly, sal ek bly. Selfde woorde wat Itai vir Dawid gesê het. U volk is my volk, u God is my God. Waar u sterf, sal ek sterf, en daar sal ek begrawe word. Stem 100% ooreen met die uitlating wat Itai vir Dawid gesê het. En hier sê Rut presies dieselfde later in die Rigterse tyd vir Naomi. Dit voorspel ook die opofferende liefde van Jesus Christus, wat sy lewe vir sy vriende afgelê het. Gemeente, luister mooi, vir sy vriende afgelê het. Hy is nie ver nie, hy is tussen ons is sy vriende. Hy noem ons sy vriende, en hy roep gelowiges op tot 'n soortgelyke vlak van toewyding en onselfsugtigheid. In Johannes 15 vers 15 lees ons: Ek noem julle nie meer ondergeskiktes nie, want 'n ondergeskikte weet nie wat sy baas doen nie. Nee, ek noem julle my vriende, omdat ek alles wat ek van my Vader gehoor het, aan julle bekend gemaak het. Dan die 5de punt, daar sal u dienaar wees. Hier waar Itai homself identifiseer as 'n dienaar, beklemtoon die Bybelse tema van diensbaarheid, wat parallel gestaan het met die leringe van Jesus. Ons weet Jesus het altyd gepreek en gedoen diensbaarheid terwyl hy op aarde was, en dit gebeur tot vandag toe. Hierdie woorde beklemtoon nederigheid, getrouheid, sagmoedigheid en die bereidwilligheid om te dien. Hierdie eienskappe word hoog op prys gestel in die koninkryk van God. En hierdie eienskappe lê baie na aan God se hart. Hierdie eienskappe is ook die vrug van die Gees in die Nuwe Testament. In Galasiërs 5 vers 22 skryf Paulus: Die vrug van die Gees daarteenoor is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid en getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Teen sulke dinge het die wet niks nie. Nou hierdie getrouheid wat hier in die vrug van die Gees is, wat hier beskryf word, is niks anders as loyaliteit. Wat Itai teen Dawid getoon het nie. Niks anderste as loyaliteit wat Jesus aan Abba Vader getoon het nie. Niks nie, selfde ding. Dis net 'n ander woord. Maar die probleem is, hierdie woorde wat Itai geuiter het,
Geval nie baie mense nie. Baie mense hou nie daarvan om 'n dienaar te wees nie. Hulle wil gedien word. Hulle hou nie daarvan om vir iemand anders te help nie. Hulle wil gehelp word of hulle wil bedien word. Maar tog het Jesus, wat God se seun was, gekom om die mense te dien. Wat die verhouding met God gebreek het en slegs die dood verdien het. Hierdie mense wat sonde gepleeg het, die dood verdien. Almal van ons. Maar Jesus Christus het toewyding aan die mensdom getoon, selfs die dood aan die kruis. Dit is 'n algemene ding vir 'n persoon om iemand anders te dien as hy dalk 'n voorbeeld terugverwag. 'n voordeel terugverwag. Al wat Jesus gehad het toe hy aarde toe gekom het, het hy die hoop gehad dat sommige hom sou volg en gered word. Hy het nie 'n waarborg gehad dat hulle hom sou volg nie, maar die verskil is, hy het God se plan breedvoerig uitgevoer. En kyk waar is ons vandag. Ek het toevallig gisterand, was my broer by my en ons het so gepraat, en hy het vir my gesê, hy het gelees dat China, en ons weet wat gaan in China gebeur. China is die land wat die vinnigste groei in Christendom. Hy het my 'n getal gegee, ek kan nie onthou of jy onthou nie, maar hy het, dis groot. Hoe groei die Christendom wêreldheen? Dis die gevolg van wat Jesus gedoen het. Hy het God se plan breedvoerig uitgevoer. En kyk wat die gevolg is. Maar wanneer dit moeilik gaan, of ongemaklik is, en dinge is nie soos wat jy dit wil hê nie, dan is daar 'n opsie om weg te stap. Dan sê jy, my tyd by hierdie persoon is verby, my tyd by hierdie plek is verby. Daar is sommige mense in hierdie wêreld wat werklik glo, dat elke persoon se loyaliteit 'n prys het. Enige iemand kan loyaal wees aan iemand anders, solank daar net vir hom of vir haar voordeel in is. Wanneer is loyaliteit belangrik? Is dit belangrik in goeie tye? Belangrik in slegte tye? Ek persoonlik dink, as jy nie eers loyaal kan wees in goeie tye nie, hoe gaan jy loyaal wees in slegte tye? Ek glo nie jy gaan wees nie. God is ons eerste loyaliteit. Ons moet hom altyd eerste stel in ons lewe. En dan moet ons bereid wees, ek sluit myself in, ook bereid wees om ander te dien soos wat God hulle op ons pad plaas. Ons moet ons beste gee aan die mense wat God op ons pad geplaas het. God sal ons die krag gee om te doen wat ons moet doen, die mens wat hy op ons pad geplaas het. Ons hoef niks te doen nie, die Heilige Gees gaan ons lei. En as jy diensbaar tot God is, gaan jy meer geseën word as wat jy ooit kan droom. Kyk vir Itai. Hy was loyaal teen Dawid. Ons het God lief, en ons moet poog om altyd gehoorsaam aan hom te wees. In moeilike situasies, moet ons net dink, wat sou God gedoen het? Wat sou Jesus gedoen het? En dan moet ons gehoorsaam wees aan hom, omdat ons liewer vir hom is as enigiets anderste in die wêreld. Daar's menigte voorbeelde, wat ons kan bespreek oor die loyaliteit. Menigte. Elke dag moet ons besluit, gaan ons dit doen, aan wie gaan ons loyaal wees. Maar ek het net 2 uitgehaal.
wat ek wil graag bepraat. Die eerste is lojaliteit by die huis. Ons moet lojaal wees aan God ten eerste, en dan moet ons lojaal wees teen ons wederhelfte en ons kinders. Ons kinders is vir ons God gegewe. Ons moet lojaal wees teen ons kinders, teen ons wederhelf. In Genesis 2 vers 24 lees ons, daarom sal 'n man sy vader en moeder verlaat en saam met sy vrou lewe en hulle sal een word. Dis 'n opdrag. God sê, wees lojaal teenoor jou vrou. 'n Mens kan nie vertroue bou sonder lojaliteit nie. Dis onmoontlik. Daarom is lojaliteit baie belangrik in 'n verhouding. En dan is dit baie belangrik om die Bybelse beginsels aan ons gesin oor te dra en daarvolgens te lewe. In Deuteronomium 6 vers 4 tot 7 staan in vers 4, luister Israel, die Here is ons God, hy is ons enigste Here. En onthou, hierdie gedeelte was gespreek daai tyd met Moses net voor hulle Kanaan ingegaan het. Het hulle die Rooi See deurgetrek, hulle 40 jaar later getrek. En net voor hulle die Kanaan ingetrek het hulle daar gestaan en Moses het weer eens vir hulle gesê wat God vir hom meegedeel het en hy het dit oorgedra. En hy het gesê, luister Israel, die Here is ons God en hy is ons enigste Here. Vers 5, daarom moet jy die Here jou God lief hê met hart, met jou siel en jou krag. En dan hier kom 'n opdrag vir ons almal wat hier staan. Ek sê weer, ek sluit myself in. Vers 6, hierdie gebooie wat ek jou vandag gee, moet in jou gedagtes bly. En vers 7, jy moet dit inskerp by jou kinders en met hulle daaroor praat. As in jou huis is, wanneer jy op pad is, as jy gaan slaap en wanneer jy opstaan. Dis 'n opdrag. Ons moet dit nakom. En dan het ons goeie verhoudings, en hulle het nodig in ons kerk, tussen ons geloofsfamilie. Wanneer ons kies om die Here te dien, kan ons versoekings weerstaan. Onthou die duiwel hou nie daarvan, as ons hier as 'n geloofsfamilie bid, as ons 'n geloofsfamilie lofprysing doen, hou nie daarvan nie. So ons gaan versoekings kry. Hy gaan ons probeer verhinder om die Here te dien, volgens goddelike beginsels. Hy gaan dit doen in goeie tye, waar alles lekker gaan in die kerk. En dan ander tye, waar ons as gemeentelede getoets word in die kerk. As dit sleg gaan ons nog steeds lojaal bly? Gaan ons eerder by die huis bly en hoop, mense gaan my nie sien, gaan my nie eens mis, as ek nie by die kerk opdaag nie. Gaan ons alle ander verskonings uitdink om die kerk toe te kom nie? Gaan ons alle ander verskonings uitdink om God se groot opdrag na te kom? Almal van ons, dit word in ons ingeprent van Jesus se groot opdrag, maar ek gaan dit net weer vir julle lees. Matteus 28 vers 19, gaan dan na al die nasies toe, en maak die mense my disippels, doop hulle in die naam van die Vader, en die Seun, en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onthou wat ek julle beveel het, en onthou, ek is by julle al die dae, tot die volëinding van die wêreld. Is dit nie wonderlik nie? Is dit nie wonderlik dat ons weet, ek het laasweek gepreek oor die nabyheid van God. Hier is dit net weer 'n bevestiging. Is dit nie wonderlik dat ons weet dat God altyd by ons is nie? 24 uur, daar is nie van 'n tyd wat hy is nou net 23 uur van die dag by jou nie. Hy is
24 uur van 'n dag by jou. Dis wonderlik. Nou moet ons onsself die vraag afvra, hoe kan hierdie parallelle tussen Ittai se loyaliteit en Rut se toewyding aan Naomi ons inspireer in ons persoonlike wandel met God en om ander te dien? Op watter manier kan ons dieselfde vlak van getrouheid aan Christus demonstreer as wat Ittai aan Dawid gedoen het, veral in die tye van beproewing? Moedig hierdie optrede, onthou ek het gesê, Ittai was 'n buitelander. Moedig die optrede van Ittai ons aan om die rol van buitestanders of nuwelinge in ons geloofseienskappe te beskou en hulle op te voed in God se woord en van hulle disippels te maak. Trek ons buitestanders nader na ons toe of stoot ons hulle weg? Broers en susters, ons het 'n gemeenskap hier, geloofsfamilie hier, sit hierso, Bergbron. Ons is vriende. Soos Jesus gesê het, ons is sy vriende. Ons is 'n vriende in 'n geloofsfamilie. Ons weet ons visie is gesalf vir genesing en bevryding. Ek glo, ons voer God se opdrag uit Bergbron uit. Ek glo so. En as jy met my kan verskil, dan kan ons dit na die tyd gesels daaroor. Maar ek glo ons doen. Waaraan kan gesien word dat ons 'n geloofsfamilie is en goddelike vriende is. Ten eerste, jou ware vriende is mense wat na vore tree wanneer jy 'n krisis het. Doen ons dit? Ek glo ons doen. Die broers en susters bly loyaal, selfs as daar geen voordele vir ons nie. Doen ons dit? Ja, ons doen. Bly loyaal, selfs wanneer dit nie jou plig is nie, om mense te help nie. Ons doen dit. Ons hier in Bergbron is baie ryk. Ek sê nou vir julle, ons is baie ryk. Nie finansiëel nie. Ons is ryk oor die vriende wat ons in hierdie gemeenskap het. Hoekom? Want ons is loyaal teenoor mekaar. Hier's 'n lewende voorbeeld. Christian. Klein Leonard in die mini wat daar sit. Ons is loyaal in gebed. Ons is diensbaar. Ons kom God se opdragte na. Ons tree in gebed. En dan ons het 'n vriend. Ons vriend is nader as wat 'n bloedbroer. Baie mense praat ons van 'n bloedbroer. Ons het 'n vriend wat nader is as 'n bloedbroer. Sy naam is Jesus Christus. Hy het ons niks geskuld nie. Inteendeel, ons het hom alles geskuld. Hy kon geen voordeel gekry het om ons as sy kinders te aanvaar nie. Maar ons kan 'n lewe en vir ewige voordeel kry deur hom te aanvaar en hom as ons persoonlike saligmaker en verlosser lief te hê en aan te neem. En tog het Jesus ons lief met al ons foute. Wat meer is as ons ooit sal kan imagine, kies vir die Engelse woord. In Johannes 15 vers 12 staan, dit is my opdrag, julle moet mekaar lief hê, soos ek julle lief het. Hy het sy seun gestuur om die prys vir ons sondes te betaal, sodat ons weer in verhouding en loyaal met hom kan wees. Wanneer ons 'n verhouding, 'n diepe verhouding met God is ons sy kinders, ons is sy vriende. Ek sluit af.
Kom laat ons as 'n geloofsfamilie hande vat. Eerstens, lojaal bly teen ons hemelse Vader, en dan diensbaar wees vir die mense wat die Here op ons pad plaas, sonder om enigiets terug te verwag. Ons doen dit, want God het ons 'n opdrag gegee. God gee vir ons leiding. Hy's 'n voorbeeld. En dat ons God se woord gaan versprei, dan sal deur ons optrede, dan sal ons lig so skyn, soos wat Jesus se lig geskyn het, en soos wat Itai se lig vir Dawid geskyn het. Al sy kinders wat hom met hart en siel dien, is mense na sy hart. Geseënd is die wat lojaal aan ons hemelse Vader is, en hulle altyd diensbaar sal stel om God se koninkryk uit te brei. Amen. Kom ons bid saam. Here, dankie Here dat ons hier by mekaar kan wees as 'n geloofsfamilie, as vriende, Here, want U sien ons as vriende. Dankie Here dat ons weet dat U altyd naby ons is. Here, ek bid dat ons hier vandag 'n besluit gaan maak. Dat ons lojaal eerstens teen U sal wees, en dan lojaal teen ons vriende, ons goddelike vriende. Here, ek bid dat, as daar nog nie so besluit gemaak is, Here, vra ek dat daar 'n besluit gemaak sal word. Want Here, U is die enigste ware God. Daar is geen ander God nie, behalwe U nie. U is ons enigste hoop. Ek vra dat ons sal uitgaan, Here, wat hier by die hek staan, die betree nou die sendingsveld. Laat ons self vandag hier almal diensbaar kan maak vir U, Here. Dat ons lojaal teen U sal wees, en diensbaar sal wees vir die mense, Here, wat U op ons pad bring. Here, dankie dat ons weet, Here, as ons vra, luister U. Dankie Here, dankie dat Christian, Klein-Janey, en die Minnie hier is, dat ons vir hulle kon ingetree het as 'n geloofsfamilie, as geloofsvriende. Here, en ek vra die pad wat verder gaan met Klein-Janey en vir Christian, dan die Minnie. Here, ek vra dat die pad vorentoe, berei dit vir hulle voor. Dat hulle sal weet dat U is in beheer. Geen dokter het die laaste sê nie. U het die laaste sê. Here, dankie vir die wonderlike voorreg dat ons weet U het ons lief. Dankie vir die wonderlike voorreg, Here, dat ons weet U is altyd naby ons. Here, ek bid alles in die wonderlike, kragtige naam van ons Here Jesus Christus. Amen. My wens vir ons almal, as die Here iemand op jou pad bring, dat jy die diensbaarheid gebruik, as ons weer die hek uitgaan, betree ons die sendingveld, kom ons wees aan God lojaal, as hy vir ons mense wys, en ons raak diensbaar, sonder om enige iets terug te verwag. Die genade van die Here Jesus Christus, en die liefde van God, en die gemeenskap van die Heilige Gees, sal by julle almal wees. Amen.